Goeiedag liewe vriende en baie welkom by ons oordenking van vandag. Ons lydenstyd van hierdie jaar staan einde se kant toe en vandag is Palm Sondag. Waar ons vier hoe Jesus in Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie om op die ou einde daar gekruisig te word. Dis ook die begin van die groot lydensweek. Ons vier donderdag aand, Vrydag en Sondag hierdie week ook unieke feeste, omdat Jesus op elkeen van hierdie dae ook iets besonders gedoen het. So ons wil jou ook sommer uitnooi om deel te raak van die program van die gemeente tydens hierdie week. Mag dit vir ons 'n week van besondere betekenis wees. Here ons God, dankie dat ons vandag kan vier dat U die koning is. En ons wil saam met al daai mense skree Hosanna. Hosanna aan die hoogste. Dankie Here dat U 'n ander tipe koning is. Dankie dat ons ook nou daarvan gaan leer. Seën ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons lees Matteus se weergawe van Jesus se intog in Jerusalem, Matteus 21 van vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Amen. Dit is die woord van die Here. Vriende, ons het al baie na hierdie teks gekyk, omdat dit die tradisionele teks is wat op Palm Sondag elke jaar gelees word. Maar kom ons pak net vir 'n oomblik die feite net weer uit, sodat ons almal op dieselfde bladsy is. Jesus ry die stad binne op die rug van 'n donkie. Doelbewus, want in Sagaria 9 vers 9 is dit voorspel dat julle koning kom op die rug van 'n donkie, maar ook spesifiek omdat om op 'n donkie te ry nie eintlik 'n magsvertoon is nie. Dit is eintlik 'n teken van nederigheid. Waar ander leiers op perde sou ry en met mag in sou galop op plekke, kies Jesus om 'n baie meer subtiele, nederige manier te volg. En dit is eintlik die punt van Palm Sondag, dat Jesus anders is. Wanneer ons 'n bietjie terugdink aan Jesus se lewe, dan sien ons juist dat hierdie andersheid van hom keer op keer bewys is. Hy's gebore, maagdelik gebore, in 'n stal. Maagdelik, so daar skande op die familie. In 'n stal, nie in 'n paleis of in 'n lekker huis of 'n woning nie. 'n Nederige begin van sy lewe. En dan weet ons nie baie van sy kinderjare nie, maar in die tyd van sy bediening sien ons dat hy homself ook met andershede besig hou. Hy praat met anderste tipe mense. Hy het tyd vir die Romeine, vir die Fariseërs, vir die tollenaars, vir die Samaritane, en ons kan aangaan met die lys. So sy andersheid is absoluut ook geopenbaar in sy lewe self, in terme van die mense waarmee hy hom omring het.
Wat is die punt? God se koninkryk lyk anders en dit word geopenbaar in die lewe van Jesus, maar hierdie week gaan ons sien dat bovenal dit ook geopenbaar word in Jesus se sterwe, in terme van die rede waarom hy sterf. En Palm Sondag is die skakel tussen Jesus se lewe en tussen Jesus se lewe en sy sterwe. En daarom is dit vir ons belangrik om vandag hier by stil te staan. Maar kom ons onthou Jesus se nederigheid, waarby ons laasweek ook stil gestaan het, en kom ons onthou dat Jesus kom wys dat God anders is. Kom ons vra hierdie vraag, wat was die mense van daai tyd se verwagting? En dis ook 'n bekende feit, ons het ook al baie daaroor gepraat, maar die Messias wat die mense verwag het, was mos nou hierdie sterk militêre leier, wat vir Israel weer sou oprig tot 'n sterk nasie. En ek dink baie keer sal ons na die mense van daai tyd kyk en so half dink, maar hoe kon julle dit gemis het? Jesus het dan tussen julle geloop, die profete het dit dan voorspel, hoe het julle dit gemis? Maar ek dink ons vergeet dat die volk van God deur verskriklik baie trauma is. Dat hulle keer op keer weggevoer is, dat hulle veldslae moes deurmaak, maar dat hulle vasgehou het aan hierdie feit dat God in beheer is, dat hulle aan hom behoort en dat die Messias kom. Maar as ons nou dink aan hoe ons baie keer reageer wanneer ons trauma beleef, dan vergeet ons ook maar. So om deel van hierdie groep mense te wees in daai tyd was eintlik moeilik. Want hulle bly nie op daai stadium in hulle eie land of onder hulle eie heerskappy nie. Hulle leef onder die Romeine en hulle word stief behandel. En daarom sou hulle fokus dalk nie wees op wie en hoe die Messias sou lyk nie, maar net dat hy hulle nou weer sou red en hulle weer 'n magtige nasie maak. En vriende, omdat hierdie mense se verwagting verkeerd was, verander die roepe van Hosanna, die koning, in 'n week se tyd na, minder as 'n week se tyd na kruisiging. Van Hosanna na kruisiging. En dit wys ons dat Jesus se andersheid hom eintlik ook laat deel maak van die rede hoekom hy verwerp is. Want hy was nie soos die mense wou gehad het hy moet wees nie. Hulle verwagting was op die verkeerde ding. En ons het baie genade daarmee, maar hulle verwagting was op die verkeerde ding. Vriende, kom ons trek dit so 'n bietjie nader aan onsself. Wat is ons verwagting van ons koning? Is ons verwagting eintlik maar presies soos die mense van daai tyd sin? Dat hy moet kom op 'n magtige manier en ons probleme moet kom uitsorteer. Is ons verwagting dat hy met die klap van sy vingers ons paaie en ons gemeenskappe en ons armoede gaan kom aanspreek in ons tyd? Is dit ons verwagting? Of is ons verwagting dalk dat Jesus anders werk en dat Jesus ons saamnooi om anders te werk en dat ons nie moet deel wees van die stemme wat net heeltyd sien wat fout is nie? Meer persoonlik as net die gemeenskap, wat is jou verwagting van Jesus in jou lewe? Is dit net om jou drome te kom waarmaak? Is dit net om te help om jou ideale te bereik? Of besef ons dat ons storie eintlik maar net deel vorm van God se storie en dat ons nie die hoofkarakters is in die wêreld nie? Jesus leer vir ons bid in die Onse Vader en hy sê dit gaan oor God se naam, God se koninkryk en God se wil. Ek wonder of ons nie baie keer dink dit gaan oor ons en dan is God maar net elke keer die een wat moet kom help wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan nie. Wat is ons verwagting van God? As ons sê sy koningskap lyk anders en ons sien dat dit anders lyk in die gebeure van Palm Sondag, dan moet ons besef dat ons lewens ook anders gaan wees as gevolg van ons geloof in Jesus Christus. Vriende, ons verwagting is baie keer dat Jesus die een is wat dinge vir ons gaan kom maklik maak. En dis presies die verwagting van die mense van daai tyd. Wat sou gebeur as ons vrygemaak word van daai verwagting? En waar ons bloot begin afhanklik lewe, maar in geloof, omdat ons weet hy is die koning. Al lyk hy anders en al weet ons nie altyd hoe hy werk nie. Niks kan ons wegvat van die feit dat hy die koning is
en op die troon sit en regeer nie. Vriende, en hier kom nou die uitdaging. As ons sê, hy is anders, sy koninkryk is anders, as ons sê ons wil 'n regte verwagting hê van hom, dan moet ons ook verwag dat ons gaan moet anders leef. In lydenstyd, vroeër is die vraag al gevra, wanneer mense na jou lewe kyk, gaan hulle begeer om saam met Jesus die pad te stap? Word hulle aangetrek, nader getrek tot by Christus? Of klink ons stemme eenvoudig maar net soos die stemme van die wêreld? Ek probeer glad nie sê dat ons maar net saam met die wêreld moet gaan en dat alles vir ons oukei en alright moet wees wat verkeerd is nie. Glad nie. Glad nie. Maar ek sê wel, Jesus het in 'n stikkende wêreld ingebreek en kom wys dat hy dinge anders doen. As ons sê ons is sy volgelinge, dan moet ons dalk meer bekommerd wees en tyd spandeer om naby aan sy hart te kom sodat ons sy karakter meer en meer kan kry, eerder as om die heeltyd te fokus op dit wat fout is en om die probleme in die wêreld. Vriende, Jesus is vervolg. Die vroeë kerk is vervolg. As ons sy volgelinge is, dan moet ons ook maar verwag dat dinge gaan taai raak in die wêreld. Daar gaan weerstand wees. Dit gaan slegte tye wees, want die wêreld gaan ons nie kans gee om Jesus te volg nie. En dit is hoekom dit so moeilik is om die koning wat op die rug van 'n donkie ingery het, te volg. Tydens hierdie lydenstyd het ons ook by verskillende temas stilgestaan. Temas wat ons baie keer verkeerd kry in ons lewens, wat ons baie keer verkeerd verstaan. Maar Jesus het deur sy lewe en deur die lewens van die woestynvaders ook vir ons daai geskenk kom gee van wat dit beteken om hom te volg. Na verskillende aspekte van 'n Christelike lewe saam met hom. En my gebed is dat ons elkeen dit nie net hoor nie, maar dat ons elkeen aangeraak is daardeur. Nie net sodat ons eie lewe kan verander nie, maar sodat ons dit radikaal kan uitleef. En vir Jesus gaan volg ook, ja, daar waar dit moeilik gaan in die wêreld. Die wêreld gaan altyd maak asof hulle die regte antwoordjies het. Die wêreld gaan altyd 'n wortel voor ons neus hou. Maar Jesus se woorde klink anders. Jesus se lewe lyk anders. Baie keer is dit moeiliker. Maar baie keer, altyd, lei dit na diepte in ons verhouding met hom. Mag hierdie week ook, wanneer ons kyk na dit wat hy die donderdag aand gedoen het, wanneer ons kyk na die kruisvrydag, wanneer ons Sondag fees vier dat hy opgestaan het, mag ons fokus daadwerklik wees op diepte saam met hom. Mag ons nie weer net die storie hoor nie, maar mag ons besef dat dit hom iets gekos, so dit gaan ons ook iets kos. Kom ons doen introspeksie oor ons verwagtinge, maar kom ons neem hierdie uitdaging aan om te sê, as Jesus dit moeilik gehad en dan gaan ons dit ook moeilik hê. Maar ons kan altyd vrede vind in die feit dat hy die wêreld oorwin het, soos Johannes 16 so mooi sê. Mag ons vandag sing, Hosanna aan die hoogste, prys die seun van Dawid. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom, want hy is anders as hierdie wêreld. Amen. Here Jesus, baie dankie dat U nie net sê U is anders nie, maar dat U kom wys het dat U anders is. Mag ons in hierdie week ingaan met die versekering dat hierdie gebeure regtig vir ons die lewe in oorvloed kom bring het. Ontmoet ons elkeen. In Jesus naam. Amen. Hierdie God, Vader, Seun en Gees, is hierdie week by jou. Amen.